Here, ons weet U is heilig en dat elke ruimte soos vanaand ook heilig is. So ons het maar net gekom. Dalk vir party van ons omdat ons hier moet wees, ander van ons omdat ons dalk uit gewoonte hier is. Maar dankie dat U vanaand net ook elke lewensruimte van ons vul. Daar sê, so begin ons dan vanaand. Tema is kom ons wees eerlik oor. Ek en Louis en Roep praat die week en ons kom toe nogal agter dat Roep het nogal laasweek gepraat oor 'n olifant in die huis. Toe sy gepraat het oor, daar's dinge wat daar eintlik mee fout is, wat niemand aan aandag gaan gee nie. En ons gepraat oor verhoudings en hy reeks mee afgesluit. Maar gewonder of daar nie ook ander olifante is in ons geloofslewe nie. Want, en dit is hoe Louis ook vanoggend het baie mooi uitgebeeld het, ek dink verlang, en dink dalk tot nou toe, leef ons met die gedagte dat, hoe weet ons iemand is 'n groot Christen, of is diep geestelik? Waarin meet ons dit? En verlang, nee, doen ons dit self, in ons eie lewe, ook as ons na ander ouens kyk, en dan sê, as iemand Bybel lees, of Bybelkennis het, nee, of iets weet van die Bybel, dan is dit nogal een regmerkie wat jy kan maak. As jy iemand sê, maak oop by Moses 2 vers 7, en jy ou begin soek, daar is nie so boek nie hoor, dan sal jy sê, hierdie ou weet nie veel van die Bybel nie, en sy geloof is ook dalk nie groot genoeg nie. So, 'n tweede ding is gebed, nee, ouens wat lang kan bid, ouens wat mooi kan bid, ons dink nogal gewoonlik, dis ook 'n regmerkie agter in Christen wees, nee. Of dan die derde ding, as iemand gereeld kerk toe gaan, elke Sondag as jy in die kerk, dan sal iemand sê, daai persoon se geestelike lewe of geloofslewe is nogal goed. En hoor nou mooi vanaand, ons gaan vir die volgende 3 weke na hierdie 3 sogenaamde meetinstrumente kyk, om te gaan sê, ons glo, ons daarvan oortuig, dat al 3 is belangrik. Goed? Bybel lees, gebed en kerk toe gaan, maar kom ons wees baie, baie eerlik daaroor. Want hoe ons daaroor dink en hoe ons daaroor praat, gaan maak of dit regtig help. Want dit lyk tog vir ons, as ons vanaand baie, baie eerlik is net oor Bybel lees, dat daar is mense wat hulle Bybels veronderstel is, om baie goed te ken, dat elke stukkie detail dalk hiervan kan ken, maar dat dit nie noodwendig hulle lewens verander nie. So dis die punt wat ons eintlik wil maak. Dus kom ons wees baie eerlik oor, help dit jou om die hele Bybel net uit jou kop uit te ken, en te sê, nou weet ek dit, of mis ons nie iets nie. Ons gaan daaroor eerlik wees vanaand, en dan gaan ons verder ook eerlik wees oor, veronderstel dit is 'n goeie meetinstrument, veronderstel dit is 'n goeie hulpmiddel om ons te help op ons geloofsreis. Kom ons wees baie eerlik, doen ons dit. Okay. Ek weet nie wie van julle sou dalk dit wou doen nie, maar is jy bereid om jou hand op te steek? Ons hoef nie ligte helderder te maak nie. Wie van julle het in die week wat verby is? En kyk, as jy nou jok, moet nou nie lieg oor Bybel lees nie. Dis baie sleg. As jy wil jok oor iets anders. Wie van julle het in die week wat verby is, jou Bybel oopgehad? Jou hand op. En nie kyk wie se hande nie op is nie. Ons kyk hoeveel van ons het in die week wat verby is ons Bybels oopgehad. Sien, daar's 'n paar van ons. En as ek nou vinnig, en jy hoef nie rondom jou te kyk nie, dit lyk vir my van bo af so na 50%. Is daar van julle wat dit kan sê, en hoor nou, ons sê nie dis goed of sleg nie, wat sou ek ons sê, jy het elke dag die week wat verby is jou Bybel oopgehad? Elke dag? Okay, dankie, ek sien so 8, 9 hande. So kom ons wees baie eerlik daaroor, nê? Soveel van ons slegte voel, ek dink Louis het vanoggend ook so geëindig, ons wil nie almal met hier met 'n skuldgevoel huis toe gaan nie. Ek dink ons is so 150 hier vanaand. Dalk 'n rapsie meer. 8, 9 van ons het in die week wat verby was elke dag Bybel gelees. En wat van ons ander? Ek wil nou met julle praat. Want ek wil graag hê ons met mekaar praat en sê, maar hoekom en hoekom gebeur dit? So ek gaan julle eers uitnooi so na mekaar toe gou, net vir 30 sekondes. Sê net bietjie vir die persoon langs jou.
wat dit vir jou moeilik maak. Hoekom jy nie daarby uitkom nie? Hoekom jy nie graag Bybel lees nie? En al lees jy gereeld Bybel, is jy nie een van die 9 of een van die simpel 7 wat dit doen. Hoekom vind jy dit baie keer moeilik? Kom ons praat gou met mekaar. Ek wil hê ons moet net 'n bietjie die ruimte oopvind. Hoekom is dit vir ons baie keer moeilik om Bybel te lees? Of hoekom sê jy liewer iets anders doen? Kom ons praat gou. Ek gee vir julle so 30 sekondes. As julle nog by die onderwerp, het julle lang verskonings. OK, kom so stadig aan terug. Voor julle begin praat oor ander goed. Ek vra dit met die grootste deernis. Wie van julle het hierdie week nie Bybel gelees nie omdat jy nie een het nie? OK, almal het Bybels. Wie van julle het 2? Wie van julle het 3 Bybels? Jo, kyk, baie van ons het 4, baie het 5, baie keer is daar 3 mense in die huis, maar daar's 10 Bybels. En jy weet nie eens van almal, jy gaan vra 'n bietjie vir jou pa en ma vanaand. Of gaan kraap as jy 'n pa en ma is bietjie aan die kas rond, jy gaan ou Bybels kry, glo my. So ons is altyd genoeg om te lees. Kan ek bietjie by julle hoor, wat sou die rede, wat het julle vir mekaar gesê? Hoekom vind ons dit moeilik om ons Bybels te lees? Enige iemand? Goed. Ek 'n besige lewe, maar ek dink daarmee saam kan ons seker sê daar's ander dinge wat makliker kom vir jou, nê? Jy eet elke dag en af en toe luister jy radio en goed, is net ek kom nie altyd hierby uit nie want hy moet doelbewus hiervoor beplan, dis wat ek by jou hoor, Marie. Nog ander redes? Enige iemand? Dankie. Is dit boring? Nee, maar dis lekker stories hierin. OK. Corneille sê, sy het nie 'n probleem nie, is nie vir altyd so moeilik nie, want sy is slim. Maar die punt is, hoekom moet sy die boek lees as sy met die skrywer kan praat? En dis 'n goeie een. Ons gaan dalk daar eindig vanaand, dis 'n baie goeie een. Dit is die eerste, ek het eers die woord dood gehoor. Ja, dit is bietjie boring, dis maar ek dink. Tani, jy wou iets sê? Hy word daarom oopgemaak. Goed. Kom ons wees baie eerlik, nog iemand gou iets? Ek bedoel, almal van ons lees ander goed, is ek reg? Buiten dat jy 'n voorgeskrewe boek het in die skool, en dat jy huiswerk het en moet handboeke oopmaak, is daar ander dinge wat jy baie graag lees, is ek reg? Wat lees julle graag? Help my net gou, tydskrifte, websites, wat lees julle? Wat lees julle? Wat se boeke? Name, hè? Sy lees jy vir Nes, hè? Beeld, dankie. Net enigiets. Car Magazine, ons lees dit. Wat lees julle nog? OK, dan lees julle ten minste seker die sosiale media van wat met jou gedeel word. Jy lees WhatsApp, jy lees Facebook en jy lees sekere websites, jy lees sekere blogs, jy lees sekere boeke en tydskrifte wat in elk geval baie makliker lees as die Bybel. Nou kom ons begin en ek gaan nie vanaand ons gaan praat oor die Bybel en ons ontstaansgeskiedenis en alles daarmee saam nie. Kom ons wees eerlik, dis die punt. Kom ons wees baie eerlik. As daar 'n Car Magazine op die rak is, of 'n Time Magazine, of 'n 17 of so iets, of 'n Finesse, of ek weet nie wat lees julle ander nie. In die eerste plek lyk dit bietjie anders. Daar's kleur, daar's advertensies in, dis kort artikels, en jy verstaan wat daar staan, hoop ek. Dis hoekom jy dit goed lees. Nee. Die Bybel is nie so maklik nie. Maar maak jy die punt dat dit makliker is om die ander goed te lees, of nie noodwendig nie? OK, dis wat ek hoor. Dis so. Jy kan in 'n geselskap sit, in die koffieshop sit, en jy kan die koerant lees. Jy kan seker die Bybel ook lees, maar ek hoor jou, dis makliker. Nee. Ons wil vanaand net baie eerlik wees, om te sê, dat baie min van ons kry dit reg, om gereeld Bybel te lees. Want daar's klomp redes. Ons gaan vanaand daarop in nie. In die eerste plek, ons hoef nie dit as verskonings te sien nie, maar kom ons sê die taal van die Bybel is 'n ander taal. Taal probeer ek nie sê die taal soos Afrikaans of Zulu of Hebreëus of Grieks nie. Die tipe taal, die tipe woorde wat jy hierin kry. Dis woorde wat ons nie elke dag gebruik nie. Ek dink aan die ou psalms wat ons moes sing, nê. Die Here is groot waar Sion stop. Hoe lieflik is die wonings, Heer, der leerskare, hoe begeer. Dis hoe ek psalms geleer het, maar
As ek nou net die kommas en punte op ander plekke sit, raak dit al beter, maar dis 'n taal wat anders is. Louis het volgens die woord goedertierendheid gebruik, welgeluksalig, nê. As ek enige plek die Bybel oopmaak, is die woorde wat vreemd is, nê. Plekname, ek dink Louis daarna vanoggend ook verwys. Wie van julle het al 'n Moabiet gesien? Ek het in my Bybel oop by 'n Moabiet. Dis 'n tipe volk, nê. En wie van julle moet bietjie gaan kyk, nê? Reëlings vir 'n oorlog. Dit kry ek nou in Deuteronomium 20 as ek so deur my. Wie van julle het al wingerde geplant? Wie van julle het al 'n stad beleer? Hier's wette in hoe jy dit moet doen. So nou maak jy die Bybel oop en met alle respek sê ek dit vanaand, so ek verstaan. Ons moet mekaar verstaan vanaand dat die Bybel nie die gewildste boek is om te lees nie in die eerste plek, want dit is in 'n ander taal, dit kom uit 'n ander tyd uit, nê. Die tyd toe die Bybel geskryf is in 'n tyd, 'n pre-moderne tyd. Ek probeer nou met Zanta en elke aand 'n Bybelstudie lees. Sy verstaan nie dat daar 'n tyd was voor karre nie. Sy verstaan dit net nie. Teerpaaie, sy nou die dag sy dink Jesus het die teerpaaie gemaak. Sê van nee, hulle het seker ook, maar mense het dit gemaak met sy krag. Maar volgens haar was die wêreld gemaak met paaie en met geboue. So om vir iemand te gaan verduidelik hoe lyk 'n wêreld waarin jy nie groot geword het nie, 'n tyd sonder tegnologie is vreemd om te gaan lees dat hierdie oud geloop en toe kom hy daar en hier's baie geweld in, nê. Iemand het nou reg vir my 'n lang brief geskryf. Die persoon is redelik groenbewus, ekologies bewus en van hoe diere net doodgemaak is. Behalwe daai een versie in Jona, nê, waar staan al die diere is ook gered, het haar nou beter laat voel. Maar sy skryf my lang ding, sy kan nie dink dat God so 'n ongenadige God is, dat hy nou al die diere sommer net so doodmaak nie. Ag, en daar's klomp ander dinge, nê, daar's klomp weersprekings in die Bybel, en ons het so 2 of 3 jaar terug ook gepraat oor die Bybel, so ek gaan nie daarop verder in nie, ek wil net graag hê, kom ons wees eerlik vanaand, en sê nie een van ons lees baie Bybel nie. Nou nie so 'n paar van ons wat dit nou meer gereeld doen, maar ons kan verstaan dat dit nie vir almal van ons so maklik is nie. Vanaand wil ek verder praat met gesê, die manier hoe jy die Bybel gebruik, bepaal klomp goed. Dit bepaal in die eerste plek hoe die Bybel jou vorm, indien dit gebeur, en dit bepaal ook die prentjie wat jy oor God het. Nou 'n baie moderne metafoor wat ons vandag kry, is dat die Bybel soos 'n owner's manual is. Nee. So, 'n ander woordjie wat ons daarvoor gebruik is 'n konkordansie. 'n Konkordansie of 'n manual, as jy net na iPhones sal kyk is 'n klein boekie wat jy kry, en is 'n baie uittydse metafoor om te sê, ek het 'n stuk toerusting, en dan het ek 'n boekie wat dit saam met dit kom. Baie min van ons lees dit, maar as dit nou regtig by die punt kom waar jy nie verstaan hoe werk 'n ding nie, dan Google jy dit, of jy gaan terug na die owner's manual toe. Met ander woorde, as jy 'n vraag het, is daar 'n antwoord. As daar 'n stuk onsekerheid is daar 'n stuk sekerheid wat kan kom. Nou baie van ons lees die Bybel so. Hoor gou mooi, dat die Bybel eintlik jou owner's manual is, om te gaan sê, as ek 'n probleem kry, moet ek net gaan soek, en ek sal die antwoord kry. Is ek reg? En jy kry self sulke goedjies wat hulle uitdeel. As jy wil troos hê, gaan soek in hierdie tekste. As jy wil blydskap hê, gaan lees hierdie tekste. As jy wil vrede hê, gaan lees hierdie tekste. En ek dink nie daaroor is heeltemal verkeerd of so nie, maar julle hoor die gedagte dat die Bybel 'n owner's manual is. Die oomblik wanneer ons so na die Bybel kyk, dan sien ons in die eerste plek dat God amper hemelse skeieregter is, nê. Met hierdie hemelse reëlboek wat hy gemaak het. En ek en jy moet net kyk en half uitsoek, wat is die dinge wat ek nou moet doen. Ek wil vanaand julle uitnooi om te gaan sê, kom ons kyk na ander metafore. Kom ek nooi julle vanaand uit om te sê, ek dink daar's beter maniere om na die Bybel te kyk, as dit 'n owner's manual vir jou is. Want daar's tog baie goeders wat die Bybel net absoluut niks oor sê nie. Wat sê die Bybel oor nanotechnologie? Wat sê die Bybel oor in vitro bevrugtings? Wat sê die Bybel oor iets soos genadedood? Wat sê die Bybel oor homoseksuele verhoudings soos ons dit vandag ken?
Niks. Kan later my daar kom praat as jy wil. Die Bybel is geskryf in 'n tydperk toe daar sekere dinge relevant was. Vandag is daar 'n klomp ander goed wat deel is van my en jou lewe, wat die Bybel net niks oor sê nie. Die vraag is, wat moet ons nou doen? Nou verlang is ons geleer om te sê, eintlik wat ons moet doen is, ons moet besef, die Bybel het eintlik twee goeders in hom. En dis eintlik nog 'n ou manier van verstaan. Dat ek moet die teks lees, en dan moet ek gaan kyk, daar's goeders wat ewig waarde het, en dan is daar goeders wat net tydelike waarheid in het. Voorbeeld, daar's sekere goeders wat ek in die een emmer moet gooi om te sê, dit is vir ewig waar, God is liefde, God vergewe, God is vol genade, ek mag nie steel nie, ons sit dit in die een emmer. En dan is daar klomp goeders wat ouens vir ons sal sê, maar dis net kultuurgoed. In Levitikus 19 staan daar, 'n man mag nie die haar aan die kant van sy gesig sny nie. Ons almal doen dit, hè? Die Bybel sê in Levitikus 19, ons mag nie tattoos kry nie. Wie van ons het? Nee. Die Bybel sê, as jy 'n wingerd plant, die Bybel sê, jy mag nie twee soorte klere materiaal saam dra nie. Dan is jy onrein. Die Bybel sê, al julle vrouens moet nou 'n hoed op hê. Ja, gaan lees maar daar. Verstaan julle? En dan sê die ouens, nee, maar daai goed, nee. Daai goed dis nou nie vir altyd en vir ewig waar nie. Nee, dit was net geskryf vir die mense van daai tyd, want Paulus het dit so bedoel vir daai ouens, so, vandag hoef ons nie hoedens te dra nie. So julle hoor nou die probleem. Hoor julle die probleem? So as seker ouens wat die Bybel lees om te sê, alles wat hierin is die waarheid. Elke woordjie, maak hom so oop. En ons het dit ook almal gedoen, hè. Wat wil die Here vanaand vir my sê? Ja, maak jy hom so oop. En dan probeer jy daar iets kry, nê. Dan is dit die aand voor die eksamen, en dan staan daar en Spreuke te veel studie oor eis die liggaam. En dan dink ek hierdie teks, ek moet nou ophou swaar, die Here sal my seën môre, nê. Dis die ou manier, daar's sekere ouens wat oorgehou, daar's sekere ouens wat sê, elke stukkie woord hierin is die waarheid. Ons het nie so groot geword in die meeste van ons. Ons is daar gesê, jy is kultuurgoed en jy is geloofsgoed, en ek en jy moet 'n besluit, daai emmer of daai emmer, daai emmer of daai emmer. Hierdie ding, ons weet nie regtig nie, moet ons, en dis hoekom die kerk debat voer oor goed. Nee. Dis hoekom ouens baie keer vir ons sê, maar die kerk moet nou vir my sê, is dit sonde of is dit nie sonde nie? Ek meen, ons almal van ons ken nou die stories, ek gaan nie eens lank hier op in nie, nee. Saam met my, en ek's nou 22 jaar terug in die skool, was daar 'n meisie wat swanger geraak het in matriekjaar, en die kerk het haar onder sensuur gesit. So sensuur beteken is, jy word amper geskort. Jy moet daar in 'n hoekie gaan sit en jy mag nie nagmaal gebruik nie, want jy het sonde gepleeg. Dis hoe die kerk 22 jaar terug gedink het oor sekere goed. Vandag sê ons, nee, ag, is okay, weet, so ons, ek wil nie oor die inhoud ingaan nie. Hoor net wat ek sê is, dis hoekom daar in die kerk heeltyd 'n ding is van, verstaan ons dit so of verstaan ons dit nou so? 20 jaar terug het die kerk so gesê, nou sê die kerk so, want die kerk is baie keer besig met hierdie ding. Is dit nou 'n kultuurding of is dit nou 'n algehele geldende, ewigwarende, relevante saak? Of is dit irrelevant baie keer? Goed. Ek wil vanaand sê, ons moet daarvan ook vergeet. Ek dink nie in die Bybel is daar noodwendig kultuurgoed en geloofsgoed, en ek en jy moet altyd wonder, wat is nou wat nie. Van ons uitnooi weer eens tot ander verstaan van die Bybel. Ek kan nog 'n bietjie gaan lees in die Joodse literatuur. Ons weet die Joodse Ou Testament is amper wat ons vandag ken van Genesis tot Maleagi. En dan het hulle geskryf op grond van dit wat ons noem die Midrash. Hulle skryf oor die Midrash en hulle sê, it is the ongoing reworking of the biblical story by new authors so that they can speak the old story in new ways. Hoor hoe mooi is dit? Ek en jy word vandag uitgenooi om die ou storie in 'n nuwe taal te verstaan. Met ander woorde, die Bybel sê baie goeders oor goeders, sê baie goed oor goeders wat nie meer op my nou van toepassing is nie, want ons leef nie in daai tyd nie. Maar dit bly God se woord en dit kan op 'n nuwe manier met my praat. The God of the philosopher is the concept derived from abstract ideas. The God of the prophets is derived from acts and events. The root of Jewish faith is, therefore,
Not a comprehension of abstract principles, but an inner attachment to those events. Dis wat hulle skryf vir die Midrash, om te sê, en ek dink Louis het vanoggend baie mooi gesê, dat daar stories in die Bybel, wat eintlik stories is wat elke dag gebeur. Ek dink hy het voorbeelde gebruik vanoggend, soos die storie van Adam en Eva en die slang. Dis nie 'n storie van oudheid nie, dis 'n storie van eendag lank terug. Dis 'n storie wat elke dag gebeur. Die storie van Kain en Abel, een boetie wat jaloers raak op die ander en hom doodmaak. Is nie net 'n storie wat een keer lank terug gebeur het en toe verby is, dis 'n storie wat elke dag gebeur. Het gebeur in jou lewe, het gebeur in my lewe, het gebeur môre, het gebeur oormôre. Storie vir Dawid wat vir Batsheba begeer en vir Uria doodmaak. Dis 'n storie wat eendag lank terug gebeur het, 1000 voor Christus, maar dis 'n storie wat elke dag gebeur. Jesus wat by iemand kom en hom gesond maak, is 'n storie wat een keer lank terug gebeur het, maar dis 'n storie wat elke dag gebeur. Julle hoor dit? Daar's stories, daar's dinge wat gebeur wat ons elke dag net in deel kry. Vir 1500 jaar was daar nie 'n Bybel nie. Die Gutenberg Bybel is in 1562 dink ek, is die Gutenberg Bybel gedruk. Tot en met daai tyd was daar nie 'n Bybel nie. En mense het net vir mekaar stories vertel. Stories oor Jesus, stories oor ander gelowiges, stories oor ander Christene. Stories van oupas, stories van oumas, stories van ooms, stories van mense. En dit was die geleentheid geweest dat mense net hulle eie storie in daai stories kon vind. Nou hoor nou mooi, ek wil net met hierdie beeld amper afsluit. Ons almal leef ten midde van stories. In die eerste plek is daar altyd 'n my storie. Ek is. En dan is daar altyd 'n ons storie, ons is. En dan is daar die storie. Alles hang af watter storie die grootste een in jou lewe is. Vir baie van ons is die my storie die groot storie. Die groot poppie. En luister wat gebeur dan? Dan moet ons storie en die storie kleiner wees, maar presies lyk soos my storie, sodat dit kan inpas. Daai Russiese poppies ken julle mos, die wat so mekaar pas. Ek weet nie of julle dit al gesien nie. Jy maak jy een oop, dan nog een, en maak jy hom oop, dan nog een, en hulle word minder of meer. Vir baie van ons is my storie die groot storie. So dan gaan ek na my kultuur toe, na ons storie toe, of ek gaan na die Bybel toe wat die storie is, en ek gaan haal net die goedjies uit so, met 'n tweezer. Dit pas by my, daai pas nie, daai pas nie, daai pas nie. So ek gaan hierdie gedeeltjie uithaal, ek hou van hom, sodat die storie 'n klein poppie word, wat net in die groot poppie kan pas. Ek wil hê ons moet ons vanaand sien, dat ons dit heeltemal moet omdraai. Almal van ons het 'n my storie. Jy sit hier vanaand, jy het 'n naam en 'n van. En jy dink op 'n manier oor jouself, maar dis die klein poppietjie. Ek is. En deel van jy ek is die beelde wat jy bymekaar gemaak het, van wat jou heel eerste sangjuffrou vir jou gesê het, jou eerste rugby afrigter, jou graad 2 juffrou oor jou wiskunde vermoëns. Wat ook al, dis die storie wat jy saam maak van wie jy dink jy is. Dis jou storie. Maar hy is ingeweef in die storie van wie jou ons is. En dit het te doen met jou kultuur, dit het te doen met jou familie, dit het te doen met jou gesin, dit het te doen met jou geloof, dit het te doen met die politieke standpunte waarmee jy groot geword het. Dis die ons storie. En dis groter as jy. Hoor nou mooi, dis groter as jy. So jy is maar net deel daarvan. Maar hoor nou mooi, beide my storie en ons storie is baie keer fiksie. Dis baie keer veronderstellings. Dis baie keer stories wat ek oor myself glo wat nie noodwendig die waarheid is nie. Dalk het jy nie in graad 7 op die leerlingraad gekom soos al die ander maatjies nie. En jy het 'n storie oor jouself begin vertel oor wie jy is. Ek is nie goed genoeg nie. Ek is nie mooi genoeg nie. Ek is nie oulik genoeg nie. Ek is nie in genoeg nie. En ons weet, dis fiksie. Fiksie beteken dis nie waar nie. Dis fiktief. En luister nou mooi, daai poppietjies moet pas in die groot, die storie. En dit kry ons hier.
'n storie wat ontstaan het by die begin van die skepping, waarvan die Bybel getuig, maar wat nie opgehou het by Openbaring nie. So ek sluit af vanaand. Ek wil julle uitnooi om te sê daar is een of twee ander beelde of metafore waarmee ons die Bybel kan sien of die lewe kan verstaan. Die eerste ene is wat ek raak gelees het by 'n persoon T.J. Wright. Wat ek net kan sê is dat die Bybel vir ons vertel van mense wat op 'n tyd musiek gemaak het. Hulle was goeie komponiste. Hulle het note geken, hulle het melodieë geken. Hulle het ritmes verstaan. Hulle het mooi musiek gemaak. Hulle was in 'n verhouding met die Here. Hulle het God geken. Daar's getuienisse oor hulle lewens wat hulle self geskryf het of wat ander ouens geskryf het oor hoe hulle in 'n verhouding met God was. Maar geskiedkundig, nê, het hierdie verhale opgehou in 100 na Christus. In die skryf van Openbaring en Johannes en 'n paar briewe van Johannes. Maar nou is ek en jy eintlik in 'n jazzorkes. Ons het al daai musikante, al hulle vermoëns, al hulle kennis, al hulle musiek tot ons beskikking, maar nou moet ek en jy verder musiek maak. En 'n jazzmusikant doen iets spesonders. Hy improviseer. Hy gebruik alles wat hy het en hy maak sy eie klanke. Volgende beeld, die beeld van 'n drama. Dat die Bybel eintlik 'n drama is waarvan net die eerste 4 van die 5 bedrywe geskryf is. Jy weet wat 'n bedryf, nê? Dis wanneer die gordyne toe gaan. Die storie is nog nie klaar nie. Sit. Gaan die gordyne weer oop, tweede bedryf. Gordyne gaan toe, jy bly sit, gaan weer oop, derde bedryf. Daar's 5 bedrywe, daar's 5 hoofstukke. En ek en jy leef in die 5de bedryf. So wat moet die 5de bedryf doen? Hy moet dieselfde storielyn, dieselfde plot, dieselfde karakterontwikkeling van bedryf 1 en 2 en 3 en 4 totaal en al van kennis neem. Maar die 5de bedryf vind nou plaas. So ek wil julle uitnooi om hierdie Bybel so te gaan lees. Nie as 'n ouers manual nie, as 'n geleentheid waar jy ander mense se stories gaan lees, hulle verhale gaan lees. Om vir jou te kan sê, vir jou wat nou leef, wat nou in die jazzorkes is, vir jou wat nou in die 5de bedryf van die drama is, want dit gebeur nou. Wat is die goed wat kontinuïteit bring? Wat is dit, wat is die storie, die groot storie, waarvan ek net deel is? Dis nie my storie nie, daar's die storie, history, dat jy daarvan kan deel is. Want dan ontmoet ons God, wat ons kan sê, ek glo nie in die Bybel nie. Ek glo in God. Maar die Bybel help my om in God te glo. Want die oomblik as ons sê, God is totaal al net in hierdie Bybel, en ek glo in die Bybel, dan kan ek sê, dis hoe God is, en ek kan hom neersit, en dan kan ons amper sê, dan kan ek met die res van my lewe aangaan. Maar as God 'n misterie is, as God 'n geheimenis is, wat na jou toe kom, deur klomp goeters, dan kan ons sê, God gebruik die Bybel, God gebruik die teks van die Bybel, en hy word lewendig in my lewe. En nou wil ek afsluit met my laaste woorde, maar met die gedagte, dat die Here ook op ander tekste, en op ander maniere met my praat. Die Here gebruik die Bybelteks, die gewone ink op papier van hierdie boek, gebruik God. Maar ek dink ook hy het die tekste, die skrywes gebruik van Augustinus, 'n vroeë kerkvader. Ek dink hy het die tekste gebruik wat ons kon lees van Ireneus of van Franciscus van Assisi of van Moeder Teresa of van Martin Luther of 'n boek wat jy kan gaan koop op die rak of jou brief wat iemand vir jou ge-e-pos het. Hoor gou mooi, God het nie ophou praat in die tyd van die Bybel nie. Hy kan ook eie tydse tekste gebruik. En solank hierdie teks wat jy nou vir u oopmaak, iemand skryf nou vanaand vir jou 'n brief, of 'n WhatsApp, of 'n SMS. Ek sien jy's hartseer, die Here is by jou. Jy's in die 5de bedryf van die drama, jy kyk terug, die 1ste, 2de, 3de en die 4de bedryf, het dieselfde storie gehad. Ja, dis God se teks.
dan word daai SMS boodskap, daai WhatsApp boodskap, kry dieselfde waarde vir jou as wat Dawid self op 'n stadium in 'n grot gesit het en Psalm 23 geskryf het. Want daar's een storielyn. Dis dieselfde karakters, is God en mense. Dan kyk ons na die Bybel en ons sê God het gewerk deur Dawid, hy het gewerk deur Petrus, hy het gewerk deur Josef, hy het gewerk deur Jesus, hy het gewerk deur klomp mense, maar hy het ook gewerk deur ander mense na die Bybel. Die woestynvaders, Vader Moses, Vader Anthony, hy het gewerk deur, dink aan enige persoon in die Bybel, na Bybel. Hy het gewerk deur konings. Hy het gewerk, hopelik, deur klomp mense. Die Here het gewerk deur kuns. Hy het gewerk deur Michelangelo, maar hy het gewerk ook in eie tydse kuns, in eie tydse. Here kan vandag 'n film gebruik wat jy môre kan gaan kyk. Jy kan vanaand 'n liedjie luister en deur daai selfde musiek en deur daai selfde kuns, as jy die boodskap kry van die eerste 4 bedrywe, is dit jou teks vir die aand. Die Here het in die tyd van die Bybel gepraat met aardbewings, met vuur, met wind, met storms en in stilte. Die Here kan vandag deur die natuur, deur die lente, deur 'n blom, deur 'n boom, deur stilte nog steeds met jou praat. As die boodskap, luister mooi, as die boodskap wat jy kry kongruent is, dit beteken in lyn is, dieselfde is as die groot storie van die begin af, is die storie vir jou. Is die boodskap vir jou. So ek sluit af. Vir my en vir jou moet ons die Bybel lees om die eerste en die tweede en die derde en die vierde bedryf te leer ken. Om die ou komponiste van die Bybel te leer ken. Om hulle stories te ontdek en te sê, wow, ek voel ook nogal so. Maar dis nie 'n owner's manual nie. Ek en jy moet vandag, en dis hoekom geloofsgemeenskappe belangrik is, saam met mense, saam met gesinne, saam met jou pa, saam met jou kind, gaan sê, hoe verstaan ons dit? Pa, daar het 'n ding gebeur by die skool. Ek weet die Bybel sê niks oor hierdie ding nie, maar wat dink pa as ons die storie van die Bybel lees, sou dit vandag vir ons kon sê? So skryf ons en leef ons die 5de bedryf van die groot drama, van 'n groot storie. Mag ek en jy daarna toe uitgenooi word. Om te weet, God hou nooit op nie. My laaste woorde. Want dan word jy ook 'n teks. Mense kyk ook na jou. En net soos wat hulle Psalm 23 lees, of 1 Korintiërs 13, lees hulle jou, hulle lees jou lewe. As God in jou is. As hy in alles is wat jy doen.